Goeiedag, Pastor Arnold Venter, leerling Christus Kerk, Theologiese Seminarie. Ons begin vandag met die deel 2 van die module kerk leerstelling se oorsig. So ek hoop jy vind dit baie interessant. Ons het gekyk in die eerste gedeelte, vroeër in die week, na goeders soos bekering, wedergeboorte, doop, verlossing, heiligmaking. Ons ook gekyk na die sakramente en dan gaan ons kyk na die tweede gedeelte. Ons begin met die Heilige Gees en sy werking. Ons kyk na die doping en vervulling met die Heilige Gees. So maak seker jy ken die onderskeid tussen wat is die doping in die Heilige Gees en wat is om met die Heilige Gees gevul te word, wat dit nie is nie. En dan baie belangrik moet jy jouself afvra en jy moet gaan kyk, is die doping in die Heilige Gees en vulling met die Heilige Gees nog steeds relevant vandag? Oordenking 6 word die vraag gevra en jy moet dit antwoord. Waarom is die doping in die Heilige Gees nodig? Hoekom moet u en ek met die Heilige Gees gevul word en gedoop word? Hoe weet ek dat ek vervul is met die Heilige Gees? Wat is die doel van die vervulling met die Heilige Gees? Opdrag 5 is 'n 5 bladse opdrag. Jy moet daar bespreek die doping in die Heilige Gees. Is dit nodig vir vandag? Nou ek weet ons oordenking het al reeds daai vraag gevra, as jy antwoord het. Wie word mense nog gevul met die Heilige Gees? Wat is die tekens van die invulling van die Heilige Gees? Wanneer ontvang ek die Heilige Gees? Wat is die doop van die Heilige Gees nie? En ook die nodige skrifverwysings moet jy gee. Dan kan ons by die volgende punt praat oor die gawes van die Heilige Gees, die 9 gawes, as ook die groepering waaronder dit gaan. Gawes van openbaring, gawes van geïnspireerde uitinge, gawes van kragte. Dan gaan word dit bespreek in daai 3 groepe. Die woord van wysheid, wat is die wanopvattings daaromtrent, voorbeelde uit die skrif uit, woord van kennis, die wanopvattings met betrekking tot die gawe, as ek voorbeelde uit waar dit uit skrif uit geplaas word en hoe kan ek die gawe gebruik, dan onderskeiding van geeste, verskeie wanopvattings, die doel van die gawe. Opdrag 6 gaan oor die openbaringskennisgawes. Wat is die verskil tussen 'n woord van kennis, woord van wysheid en onderskeiding van geeste? En hoe gebruik ek die woord van wysheid? Dit is baie belangrik dat ons moet onderskei tussen wat is die woord van wysheid, wat is 'n woord van kennis en wat is onderskeiding van geeste. Dus by die tweede groepering van die gawes van kragte, naamlik geloof, die werking van kragte, met ander woorde wonderwerke, en dan gesondmaking. Kom ons by ons volgende opdrag 7, wat is die verskil tussen 'n wonderwerk en 'n genesing, en hoe verskil dit van mekaar? Nou die laaste groepering, die gawe van geïnspireerde uitinge, hier vind ons profesieë, spreek in tale en uitleg van tale. Jy gaan kyk baie mooi na wat sê die module en wat sê die woord van God rondom profesie, die spreek van tale en die uitleg van tale. Wat is die doel van profesie? Hoekom is profesie belangrik nog steeds in die kerk? Om te preek is dieselfde as om te profeteer. Wat is profesie? Wat is dit om in tale te spreek? Hoekom is uitleg van tale noodsaaklik? Oordenking 7 word die vraag gevra en dit moet u antwoord, eerlik. Watter rol het profesie in u lewe gespeel? Hoeveel keer het God al met jou gepraat en jou lewe gerig? As kyk na die tale, wat is spreek in tale? Hoekom is spreek in tale belangrik? Hoekom is die uitleg van spreek in tale belangrik? En vir wat is dit? Opdrag 8. Wat 'n rol speel die profesie in die kerk van vandag? Hoe verskil profesie vandag van profesie in die Ou Testament?
Nou kom ons by vraag 9, kom ons by die manifestasie of demonstrasie van die Heilige Gees. Daar is 2 tipes manifestasies, profetiese handelinge en algemene manifestasies. Het is belangrijk dat jy die verskil ken, dat jy weet hoekom doen ons manifestasies. Dan kom ons by punt 10, uitsinnigheid in die Gees. Hier kom dinge soos, hoekom doen ons koordanse, hoekom doen ons worsteling, hoekom is daar 'n tyd gewees dat ons mense die kerk geskit het, hoekom gee ons uitdinge soos Amen, Halleluja, prys die Here, preach it brother, glory, Halleluja, hoekom het ons daai uitdinge, en waarom is dit so belangrik? Ek was by oordenking 8, hier is 'n bietjie 'n terugvraag, voor ons by punt 11 kom, hoeveel keer het jy al gevas, en waarom het jy in vasting gegaan? Vasting is gebruik in die Ou Testament, hoekom is dit in die Nuwe Testament toepas? Hoekom is dit nodig vandag vir gelowiges om steeds te vas? As kyk wat Jesus gesê het vir sy disippels oor vasting, wat sê die woord rondom vasting, as ook wat is die verskillende tipes van vasting? Daar is 'n gewone vas, 'n algehele vas, 'n gedeeltelike vas. Dan praat mense van 'n Daniel vas en mense praat van 'n 40 dae vasting en 'n kettingvasting. Wat belangrik is by vasting is om te gaan kyk na die motief waarom ek vas. Ek kan nie die Here se arm draai deur te vas nie. Vasting bring my nader aan God en weg van my probleme en my dit wat in my wêreld hier buite is, en dit maak my geestelik sterker om nader aan die Here te beweeg. Wat gebeur wanneer ek vas? Dit is baie belangrik. Opdrag 9. Hoe belangrik is vas in die lewens van gelowiges? Kan ons vasting ignoreer? Wat moet my motief wees as ek vas? Voor punt 12 hanteer ons sak en as. Hoekom doen ons nog steeds sak en as? Sak en as die Ou Testamentiese gebruik nie. Hoekom doen ons as dan in die kerk vandag nog sak en as? Baie dankie dat jy saam met ons deur hierdie module gewerk het. Ek het nie enige vrae van studente ontvang met betrekking tot die module kerkleerstellings nie. Ek vra asseblief indien jy enige vrae het en jy enige probleme met 'n module het wat jy sukkel om hom te antwoord of nie seker is nie, plaas asseblief u kommentaar of u vrae in ons WhatsApp groep, dat dit op ons sessies kan hanteer. Die volgende sessie waar ons gaan kyk, Dinsdag, is bibliologie. Ons gaan dit hanteer, as jy alreeds besig is met bibliologie en nie enige vrae, plaas dit asseblief op ons groep, sodat ons u kan help, sodat u kan deur die modules werk, en dat u vir ons kan sê waar u vashak. Ons is hier as lektore vir ons studente om hulle te help, u by te staan om die werk te kan verstaan, die werk te kan doen, te weet waaroor ons modules gaan, waaroor die werk gaan. En ek kan nie aanraai, dit is baie beter om 'n vraag te vra, al klink dit hoe dom, as om te gaan sit en jy is bang om te vra, en het nooit die vraag gevra nie. Daar's baie ander studente wat dalk met dieselfde vraag sit. Mag die Here u baie ryklik seën in die studies, mag u baie geseënd wees in die studies, in Christus naam. Baie sterkte, totsiens.